Hallo julle. Hallo daar. Verlede week het ons gepraat oor Brené Brown se boek Daring Greatly. Dit het plaasgevind na aanleiding van ander gesprekke en waar die hele onderwerp na vore gekom het en ons het aan die hand van daardie titel het ons gesels en ons het gesê dat Brené Brown interessant genoeg baie sterk terugkeer na die beginsel van 'n mens se eie waarde. Hoe 'n mens oor jouself voel wanneer 'n mens dan uitgaan en dinge waag en dinge vir jouself doen. Nie uit om selfsugtige redes nie, maar om 'n vervulde lewe te leef. So dit het oor daardie titel gegaan, maar ons het baie sterk gefokus op die gevoel van eie waarde. So ons het nie regtig so sterk by die waagdeel uitgekom nie. Toe sê ons vir mekaar, maar goed, kom ons gesels hierdie week meer op die waag fokus. Hoe waag 'n mens nou? Jy voel, ja, jy's geregtig daarop, maar nou gaan jy dit waag. Gee ons nie swak raad, lei ons julle nie van die wal af in die sloot in hierdie proses nie. So dit was toe nou die gedagte. Hierdie week praat ons oor waag. Ja, en ek dink weer eens is dit belangrik om daai basis te lê in die eerste plek om vanuit 'n plek van waardigheid, van selfagting, keuses en besluite te neem wanneer jy waag. Maar dan 'n ander beginsel wat ons dan hierdie week teëgekom het en wat nou weer die waag miskien nog 'n week gaan uitskuif. Maar ek dink wat baie belangrik is om dit te besef is dat as ons sou sê waag blindelings, dan sal dit baie onverantwoordelik wees. Ja. So dit om te waag kom vanuit 'n plek waar 'n sekere klompie dinge in plek gesit is. En 'n woord wat ons teëgekom het en wat dit baie mooi saamvat is 'n Japaneese woord. Japaneese het 'n manier om 'n beginsel so in 'n woord saam te vat. En dit is die woord ikigai. En ikigai beteken eintlik jou rede om te leef. Dit wat die lewe vir jou betekenisvol maak en wat vir jou vreugde verskaf. En ek dink om 'n bietjie daaroor te gesels, omdat dit net so belangrik is in hierdie waag van ons om 'n vervulde lewe te kan lei. Wanneer ons oor ikigai praat, dan gaan dit nou oor die algemeen praat hulle van 4 beginsels wat hulle aanraak. Ek wil net miskien 'n oomblik net bietjie terugtreë en soos wat ons oor hierdie dinge praat, is dit net asof 'n mens die gevoel kry oor die algemeen. Lewe ons en groei ons op dat ons 'n werk moet kry wat vir ons geld inbring. En daardie werk gaan baie slegte dinge hê. Maar byt nou maar vas en doen dit solank jy net geld kan maak. Ja, dat jy kan oorleef. Dat jy 'n inkomste het, dat jy 'n sekuriteit het. Ja. Dis die hoofdoel. En dan wanneer 'n mens gaan en jy sê nee, dit kan nie net gaan dat dit vir my 'n inkomste bring. Of 'n finansiële sekuriteit moet gee nie. Dit moet meer wees. Dan sê hulle, maar nou waag jy baie. Ja. Dis die norm is kry 'n stabiele werk. Of jy nou gelukkig is of nie. Ja, ek kry dit en maak seker jy dit en van daardie plek af behoort jy gelukkig te wees. Ja. Maar nou gebeur dit nie. Dis reg. Nou sit mense hulle hele lewe lank in 'n werk wat hulle bitter ongelukkig is. Ja. Maar en hulle het sogenaamd sekuriteit. Hulle het sogenaamd sekuriteit, maar hulle het nie 'n vervulde lewe nie. Dis reg. So daar moet 'n ander manier wees. En daar kom ikigai nou. Daar kom ikigai verskriklik mooi in. Omdat dit eintlik, soos hulle dit verduidelik, 'n snyding is. So dis die plek waar 4 sirkels eintlik bymekaar kom. En ek dink dit sal 'n bietjie werk vat om dit te kry. En om vanuit daai plek uit dan te werk en van daai plek uit te waag. Maar ek dink weer eens soos met die waardigheid, het dit soveel potensiaal om jou amper vorentoe te stoot, omdat
al die dinge wat belangrik is daarin, word in dit saamgevat. So dis die snyding van dit waarvoor jy lief is, dit wat jy lief is om te doen. Dit wat jy goed is mee, Ja, dit wat die wêreld nodig het, ja, en dit waarmee jy 'n inkomste kan verdien. ja, So as jy 'n snyding kan kry van daai 4, ja. en jy waag in daai rigting, vanuit 'n plek wat jy voel, dat jy dit werd is om besig te wees met die dinge wat jou vervul, dan het jy so 'n goeie basis gelê, en is die waagstuk soveel meer, word dit gedra deur 'n goeie grond. Goed voorbereide grond om te kan waag, dink ek. En ek weet nie of 'n mens dan noodwendig moet sê dis 'n waagstuk nie. Wel, dit gaan dalk voel soos waag. Dit gaan so voel. I mean, as jy nou vir 40 of sê maar 30 jaar of 20 jaar in 'n beroep was wat vir jou sieldodend is, Ja. en jy sit en jy doen hierdie werk van Ikigai en jy kom by 'n ding uit wat heeltemal in 'n ander rigting is, maar alles kom mooi by mekaar in daai snyding, en jy vat die sprong om met daai ding besig te wees, dan voel dit soos 'n groot waagstuk. Ek stem heeltemal saam. Maar dit bring my weer terug, want ons leef met die illusie dat die basiese gang van dinge en die basiese patroon die veilige roete is. Nee, Ons heeltemal bly dit sê vir mekaar. Ja. En iemand het een keer gesê, playing it safe might be the riskiest choice you ever take. Ja, want wesenlik kan ons van niks seker wees. Nee. So, dit is so, maar dit is 'n kulturele, sosiale, weer eens 'n valse geloof wat ons mee leef. Dis reg. En wat ons so glo, dat enigiets buite dit voel soos 'n waagstuk. Dit is. So Nee, dit voel beslis. soos 'n waagstuk, Ja. verseker. Ja. En ek dink dit is wat Brené Brown bedoel is, to dare bravely, dare greatly. Ja. Dit is so uit die gewone van wat mense doen, dat dit regtig waar gevaarlik voel. Maar ek dink ook in 'n boek sal mens al daai beginsels skryf, want om die basis te lê om te kan waag. Jy gaan nie net blindelings waag nie. Dan moet dinge in plek kom in jou. En ek dink baie keer help dit as jy eintlik nie meer 'n keuse het nie. As dinge vir jou so moeilik of sleg of onleefbaar geraak het, dat jy eintlik nie 'n opsie het as om te waag in een of ander rigting. Dis reg. En pragtig aansluitend daarbey is Ikigai. Ja, Want dan word daar op 'n manier binne 'n stelsel wat oor eeue alreeds plaasgevind het, gaan jy verantwoordelik om by hoe waag ek sodat dit 'n vervulde lewe is, sodat dit 'n waardige lewe is. ja. Want dit sluit aan by die kwessie van eie waarde. Ja, en ek dink daar's baie dinge wat saam met dit gaan. Daar is ook miskien 'n laat gaan van wat my sin vir sekuriteit is. Ja. Wat my sin vir welvaart is. Ek mag nog altyd gedink het om in 'n sekere area en 'n sekere grootte huis met 'n sekere kar is 'n teken van dat my lewe goed is. Maar hoe meer ek met die lewe aangaan, hoe meer ek voel maar daar moet meer wees. Hoe meer besef ek moet meer laat gaan as wat ek gaan moet bykry. Ek moet meer dinge afleer. Ek lees in hierdie week die frase wat sê enough is a choice, not an amount. Ja. So dit kom daarmee saam is om keuses te maak van dit wat werklik nodig is.
Maar ek dink dit maak dit soveel makliker as jy besig is met, of as jy dit verfyn tot daai punte van wat maak my regtig gelukkig. Ons kom altyd terug soontoe. Waarmee is ek goed? En daai twee goed is gewoonlik kom baie mooi by mekaar. Want ek sal al 10 teen 'n stokperdjie gehad het, of ek doen dit van kleins of van jongs af. En dan om te gaan kyk hoe het die wêreld dit nodig? Wat ek verlief is en wat ek in goed is. En dan dink ek vanuit daai plekke uit behoort dit te vloei dat jy iets sal kan doen wat dit in 'n inkomstebron kan verander. En dit sal goed wees as iets nou in jou begin roer en jy het 'n onvergenoegdheid. Dikwels begin hierdie proses met 'n gevoel van onvergenoegdheid oor die plek waar jy tans is. Jy weet nog nie eers waarna toe jy op pad is nie. Al wat jy weet is, hier waar jy nou is, kan jy nie onbepaald bly nie. Hier waar jy nou is jy nie vervuld nie. Dit gee jou nie 'n sin vir waarde nie. Dit is net hierdie ongemaklikheid. En dit begin 'n proses aan die gang sit. En dit mag wees dat jy oor die volgende paar maande met hierdie beginsels van Ikigai besig is. En vir jouself hierdie vrae vra in jou joernaal. Maar dit help ook. Jy kan sommer as jy 'n paar goeie vriende of vriendinne het, laat hulle by geleentheid oorkom en sê, ek wil hê julle moet my hiermee help. Julle doen 'n collage. Ja. Ja, daar's so baie maniere. Ja. En dit klink verskriklik eenvoudig, maar die tragiese waarheid is dat ons so vasval in ander dinge en hierdie sin vir sekuriteit, dat ons vergeet, wat is dit waarvan ons hou? Waarmee is ek regtig goed? 'n Mens is aanhoudend so besig om jouself terug te skaal en in te pas in hokkies en in vakkies wat vir 'n mens gemaak word, dat 'n mens dit uit die oog verloor. En ek dink dan word dit waar dat ons sê, you're not making a living, you're making a dying. Ja. So ons gaan die beginsels van Ikigai gaan ons op die blog plaas en julle kan 'n bietjie daarmee werk. Dalk het jy jou eie stelsel. Ons hoor graag van julle. Mooi week almal. Tata.